Inyati Drilling. Boer vandag vir jou toekoms, want water is lewe. Is geskakel op Groot Plaas en saam met ons weer vir die eerste keer in 2026 Anton Paulsen. Hy's 'n vlieënier, rommeltuigoperateur en landmeter van Inyati Drilling and Mining. Anton, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre, baie dankie. Is lekker om weer te wees. So die laaste keer wat ons jou hierso gehad het, ons bietjie gesels oor boorgate. Ons gesels vanoggend weer. Hoe verseker julle daarby in Inyati Drilling dat boorgate se kwaliteit en stabiliteit op langtermyn gehandhaaf word? Ja, so dit is redelik 'n lang proses of jy weet 'n tydperk. So mense begin, jy weet hang alles af hoe die boor werk, hoe dit werk in die boorwerk. So mense kyk hoe stabiel die rotsformasie is, hoeveel casings daar benodig word, hoe lank mens boor op 'n meter byvoorbeeld. So as ons sien dat die gat onstabiel is of iets, dan verseker ons dat ons genoeg voering plant in 'n gat sodat hy nie oor 'n lang termyn toeval of jy weet probleme gee in die toekoms nie. Mense kyk ook na die kwaliteit van die water wat uitkom. So as die water vuil is, dan weet jy natuurlik, jy weet daar's iewers wat die sediment en die goed bietjie onstabiel is wat die water vuil maak. So dan doen ons, jy weet ons vat 'n metode is om seker te maak dat jou water skoon is as jy dan nou jou gat klaar geboor is sodat hy oor 'n lang termyn jy weet goed gaan wees vir jou verbruik. Ja. Ek weet julle daar by Inyati, julle is baie trots op julle toerusting en die tegnologie wat julle gebruik. Wat maak julle anders in terme van die tegnologie as ander boorfirmas? Ek moet sê ons is konstant besig om seker te maak ons doen navorsing op die tegnologie wat gebruik word in die industrie sodat mense voorbly met die tegnologie wat verander. Ek meen elke dag verander die wêreld en ons moet seker maak ons bly by die verandering en ons is voor die verandering. So ons belê baie in tegnologie en ook in mense om seker te maak dat ons voorbly in die industrie. So naamlik ons gebruik deesdae 'n rommeltuig wat 'n sensor sleep. So die sensor is 'n geofisiese instrument wat dan nou 500 meter onder die grond meet om dan nou seker te maak om boorposisies en verskywings te bepaal sodat ons seker maak waar die beste plek is om te boor, hoe die grondformasies lyk, waar jou verskywings lê en die dieptes wat dan jy nou ook moet boor om goeie water te kry vir jou huis of jou plaas of vir 'n jy weet byvoorbeeld 'n myn of waar wil jy nou wil boor, ja. Partykeer is dit nodig om 'n bietjie te verdiep aan 'n mense se huidige boorgat. So, hoe bepaal julle wanneer 'n boorgat nie meer veilig of ekonomies is of veilig is om verder te verdiep nie? Ja. Yes, so dit hang af van ek dink hoofsaaklik jou rotsformasie waaraan jy boor. So voordat ons selfs begin boor, sal ons vir sê oor hierdie is die rotsformasie wat ons verwag. Die kanse is goed, die kanse is nie goed nie. As ons daar kom en ons sien die kanse is nie goed nie of ons boor dalk in 'n rotsformasie in wat nie hoofsaaklik die beste is vir water kry nie, sal ons met jou praat of jy sê hierdie is die situasie. Ons kyk na hierdie is die opsies wat jy vorentoe het. Dit is die moeite werd om dalk nog so 10 meter of 20 meter te boor. As ons nie by hierdie diepte water kry nie, stel ons voor kom ons stop eerder die gat, maar dit bly altyd die keuse van die kliënt om te kyk of hulle dieper wil boor of eerder te stop. So jy nou genoem van die kliënt, maar baie keer is daar 'n algemene fout deur die kliënt wat sommer self 'n boorgat punt wil kies waar hy moet gesink word. Hoekom is dit nie altyd 'n goeie idee nie? Ons het al meerderheid gesien dat dit nie die beste idee is nie, want mense kry nie altyd water as hulle self hulle punt kies nie. Soos lig in die atmosfeer beweeg dit altyd in die direksie van die maklikste, jy weet, van die minste resistance. So water doen presies dieselfde. So as ons toerusting gebruik wat ons om opmetings te doen om te kyk waar die water is, soek ons juist vir hierdie plek waar die water die maklikste gaan vloei en waar jy die beste water sal kry. So as jy nou self besluit, jy weet, kliënte kies altyd maar die plek wat die mees gerieflikste is, wat naaste is aan die huis, wat die naaste is aan die krag. Maar meeste van die tyd is dit nie die geval nie. So die toerusting wys vir presies hoe hier is jou boorplek, dit is waar die water veronderstel is om te vloei. Die mense kan nie water garantie nie, maar ons probeer die beste plek kry vir die water. So, Anton, altyd 'n plesier as jy kom kuier. Baie dankie. Dit is natuurlik ons gas vanoggend, Anton Paulsen, en hy is van Inyati Drilling and Mining. So vir 'n navraag of meer inligting, besoek gerus inyatigroup.co.za. Ons het so teen die einde van laas jaar ook vinnig gaan inloer by Agbus se Media Dag vir 2025 en ons het 'n bietjie samevatting bespreek daarso met Theo Boshoff, die hoofuitvoerende beampte van Agbus, en hy het vir ons ook 'n bietjie insig gegee oor projekte waarmee hulle besig is in 2026. Dis op net hierna. Theo, baie dankie dat jy met ons gesels vandag. Baie dankie. So, aan die voorfront van 2025, landbou was nogals baie in die media gewees. Dit beteken, landbou geniet 'n bietjie ekstra blootstelling, maar is dit altyd 'n goeie ding?
dit is 'n uitstekende vraag. Jy weet, ek dink nommer 1 die blootstelling en die fokus op landbou is baie belangrik. As ons nou kyk met van die jy weet die kernbeleidskwessies wat ons probeer onderhandel. Om nou logistiek, jy weet, om vragmotors of ten minste van ons vrag af van die pad af tot op die spore te kan kry. Landbou is geteken daarso wat ek dink fantasties is. Dit gee ons geleenthede. Dieselfde met ons handelsooreenkomste. Jy weet, ons voer 52% van jy weet in waardeterme van ons landbouprodukte uit. So landbou het 'n baie groot sê en 'n baie groot invloed, jy weet, wanneer dit kom met watse lande ons handelsooreenkomste moet kry. So van daai oogpunt af dink ek is baie positief. Die jy weet die nadeel daarvan soos jy reg sê, is daar is geweldig baie verwagtinge dink ek word geskep rakende landbou en spesifiek in terme van 'n diensneming. Ons praat altyd van die just transition. Mens weet byvoorbeeld baie van die koolstof intensiewe industries gaan miskien met 20 of 30 jaar nie daar wees nie. Steenkoolmynery, jy weet, en 'n klomp van die tipe kwessies is wat hulle met sunset industries. En daar is 'n verwagting dat miskien landbou, toerisme en 'n paar ander, jy weet, met basies opmaak. Jy weet, opmaak vir allerlei werksgeleenthede potensieel nie gaan bestaan in die toekoms nie. Nou maar jy weet, so daai verwagtinge wat geskep word met landbou is geweldig groot. So ja, ek stem saam met jou. Dit is 'n bietjie van 'n double-edged sword. Ja, een van die goedes wat jy genoem het tydens jou voorlegging is dat daar was 'n groot klomp misinformation wat hierdie jaar uitgekom het veral in die media. Wat was van die grootste stories wat jy dink 'n impak gehad het op die landbousektor? Ja, so ons begin met die eerste een, jy weet wat sommer in Januarie hierdie jaar gebreek het. Dis die begin van die jaar ons jy weet ons regtig gehoop het van 'n stadige begin hè. En toe teken die staatspresident natuurlik die onteieningswet wat nou op die wetteboek is. En dit het geweldig baie reaksie ontloot. Jy weet positief en negatief. En ek dink die wanpersepsies van hierdie wetgewing wat eintlik 'n baie prosesgedrewe wetgewing is. Om te sê of dit gaan nou die antwoord wees na grondhervorming, ons gaan nou groot gedeeltes grond gesien word wat eien word, is nie regtig korrek nie, maar dit was die een kant van die storie. Die ander kant van die storie was om te sê dit is nou die einde van privaat besitreg, grondbesitreg in Suid-Afrika. Jy weet, is eiendomsreg, jy weet nou effektiewelik nou weg nadat die onteieningswet geteken is. Nou altyd van daai is totale wanpersepsies, jy weet, van die wetgewing. Die waarheid is natuurlik iets baie nader in die middel, maar om daai tipe, jy weet, is 'n baie emosionele gelaaide onderwerp. Om 'n rasionele debat daaroor uit te kry is geweldig moeilik met al die waninligting en misinformasie wat nie omloop is. Die twee ander stories wat ook in die begin van die jaar gebeur het wat ek dink baie belangrik was, is natuurlik die sogenaamde Liberation Day tariffs, jy weet die tariewe wat die FSA. Dit was 'n groot gesprekspunt geweest. Geweldig groot gesprekspunt en ek wil dit raak natuurlik Suid-Afrikaanse produkte en landbouprodukte baie direk. En die ander een is die groot beweging of die fokus wat baie van die aktiviste groepe het teen landbou se gebruik van gifstowwe en chemikalieë. So die landboubedryf sien dit as amper onvermydelik. Jy weet, ons het die produkte nodig, maar natuurlik moet dit volhoubaar wees. Ons moet seker maak dat dit veilig gebruik word. Jy weet, so dit is een van daai inherent is dit 'n sensitiewe saak, maar ons moet nou 'n debat probeer terugbring na 'n rasionele debat. Want op die oomblik is die menings wat geloop het en die waninligting daaromtrent is geweldig moeilik om te probeer bekamp. En die grootste probleem natuurlik dan vir die produsente is voedselsekerheid moet gewaarborg word. Absoluut. Voedselsekerheid, jy weet, ons kan nie die tipe opbrengste kry in die klimaat wat ons het, met die pes wat ons het, sonder van hierdie produkte nie. Nou vir van die produkte is 'n alternatiewe beskikbaar, jy weet, en dis fantasties. Van die ander wat dit nie is nie, moet mense kyk hoe mense die risiko's kan bestuur, hoe mense veilig kan gebruik. Jy weet, want sonder dit, as ons opbrengste nie so hoog is nie, gaan die prys van voedsel geweldig opgaan. Dis so jy's 100% reg. Dis 'n voedselsekuriteit te maak. So as ons nou praat oor waninligting of misinformasie wat plaasgevind het, wat 'n impak het dit op die landbousektor wanneer hierdie tipe nuus spreek? So dit het natuurlik 'n groot impak op sentiment. Jy weet, as ek nou sê die onteieningskwessie wat geweldig emosioneel is, dit kan nie gevolge hê dat mense bietjie meer versigtig is noodwendig om kapitaalbeleggings te maak. Jy weet, as jou eiendomsreg nie 100% jy weet secure is nie, dan sal mense versigtig wees. Jy weet, so daar is 'n negatiewe impak op sentiment. Jy weet, die ander potensiële impak, jy weet, en hier is nou weer eens waar die debat rondom van hierdie gifprodukte is dit kan 'n invloed hê op hoe die goed gereguleer word. Jy weet, en daar was baie groot roepe om te sê dat baie van die produkte moet totaal verbân word as dit te gevaarlik is. Jy weet, en die impak van hierdie waninligting is mens hoop net dat die reguleerders nie optree
as gevolg van die waninligting nie. Mens moet dit terugdruk na 'n ingeligte debat waar daar data, jy weet, en bewyse is. Een van die grootste gesprekke wat julle aangeraak het is die debat nou tussen maak ons nog gebruik van padvervoer of gaan ons weer infrastruktuur in treine insit en dit gebruik om by ons poorte uit te kry. So dit is natuurlik 'n moeilike situasie. Wat is jou opinie oor dit spesifiek? Wel, ek dink die eerste ding is dit is geweldig positief dat ons hierdie voorstelle was al gemaak so 2 jaar terug. Gegrond op navorsing en kyk wat is internasionale beste praktyk, maar iets wat teoreties op navorsing werk, is nie noodwendig te sê dat jou beleidsverskuiwing gaan gebeur nie. So ek dink die feit dat al daai elemente nou opgevat word in amptelike beleid, daar is wetgewing wat deurgekom het met die onafhanklike reguleerder vir vervoer, daar is beleidsstukke wat nou uitgekom het, Transnet is reeds sogenaamde unbundle of gesplit tussen een entiteit wat kyk na die infrastruktuur, een entiteit wat die treine gaan bedryf, met die hawens wat apart is. So ons sien van die staat se kant af, en dit moet ek ook net sê, daar was nog 'n verkiesing tussenin, wat ten spyte van die verkiesing, jy weet, Het alles nog steeds voortgegaan? Het alles voortgegaan. Jy weet, so ons is nog op die punt waar ons noodwendig die volume sien teruggaan na die spoor toe nie, maar die punt is die boublokke wat voorgestel word is nou besig om in plek te val. So in hierdie jaar was daar baie versoeke vir inligting wat van die staat se kant af om te kom te sê wat se lyne, wat se bedrywe, wat se produkte sal 'n belangstelling wees vir die spoorweë of waar privaat sektor of waar se privaat sektor jy weet belangstel om byvoorbeeld om gesamentlik van die infrastruktuur te kan bestuur. Jy weet veral ons landelike infrastruktuur. So ons verwag wat volgende jaar gaan begin is ons gaan oorgaan na die so-called RFP, die request for proposals, waar landboubesighede of consortiums daarvoor konkreet harde voorstelle kan maak, jy weet vir projekte wat hulle self kan implementeer. So ons gaan regtig van die teoretiese elemente af na die praktiese elemente af. So ek hoop regtig dit daai volume sal hopelik kan volg in die volgende 2 of 3 jaar. En dit is ekonomies is dit baie belangrik. Jy weet oor lang afstand is spoorvervoer goedkoper as padvervoer, maar ook net eenvoudig die druk wat dit af in ons paaie af sal vat, sal geweldig positief wees. Maar nee, dit nie ek nie, maar dit gaan ook 'n groot kostebesparing dan aan ons boere gee, né? Ja, absoluut. Jy weet dit hoort. Dit hang natuurlik af. Kyk, padvervoer het die voordeel op kort afstande. So dan gaan nie alles vervang nie. Jy weet op kort afstande gaan nog steeds waarskynlik gaan pad nog steeds daar wees, maar vir lang afstand om byvoorbeeld van die produksieareas tot die verwerkingsareas of tot by die hawe te vervoer. Internasionaal wys hulle daar is tot 'n 30% kostebesparing op jou logistieke kostes. En Suid-Afrika wat relatief groot is, ons produksieareas of ver weg van die hawens af is, kan dit 'n baie groot verskil maak. Nou is dit altyd lekker om net oor die negatiewe goeders te praat nie, maar was daar dan 'n paar positiewe goeders wat gebeur het in 2025 ook? Absoluut. Jy weet, ek wil amper sê, we're taking for granted, jy weet die feit dat ons nou weer elektrisiteit het. Maar ons daai energiekrisis wat ons in was, en dit was 'n krisis 2 jaar terug, ons is in 'n geweldige beter plek op die oomblik. Jy weet, na die G20 beraad, dink ek is daar nou werklik 'n inisiatief, jy weet, en momentum vir Suid-Afrika om nuwe handelsooreenkomste ook te begin beding met baie van die lande wat ons nie tradisionele handelsooreenkomste gehad het nie. Ons weet almal dat die groei in uitvoere gaan waarskynlik in die ooste wees, waar ons het baie hoë tariewe in vergelyking met ons mededingers. So ons sien vir die eerste keer baie van daai lande benader Suid-Afrika om te sê, kan ons asseblief praat oor handelsooreenkomste, wederwysydse handelsooreenkomste, so ons moet ook baie nou daarna kyk om te sê wat is, jy weet, en watse lande is al meer voordele as potensiële nadele, maar die feit dat hierdie gesprek uiteindelik nou werklik begin plaasvind en momentum opbou is baie positief. So as dit kom by beleidskwessies vir 2026, watter dink jy moet ons fyn dophou? Die waterbeleid beslis, ek wil sê dis een van die wat nog steeds baie risiko inhou. Daar's konsep voorstelle om die wet te verander om byvoorbeeld die verhandeling van waterregte totaal te verban. Nou dit kan baie onbedoelde nagevolge hê. Op die oomblik, ons weet ons is 'n droë land. Ek dink ons is die 30ste droogste land in die wêreld. En vir jou om daai insentief te hê om in waterbesparing te kan belê, moet daar die voordeel wees of dat jy kan uitbrei met die ekstra water, of jy kan ekstra water wat jy nie self kan gebruik nie, omdat jy nou meer effektief is, kan te verkoop of te verhandel. As jy daai inisiatief wegvat, jy weet, dan dink ek dit kan baie groot impak hê, ook op die manier hoe grond gebadeer word. So ek dink die waterkwessie is 'n baie groot uitdaging. Ons moet kyk of van die
debatte en gesprekke rondom die regulering van gifstowwe of dit 'n uitwerking gaan hê op beleid of wetgewing. Ek dink dis beslis een jy weet om na te kyk of die twee om na te kyk. Die ander in terme jy weet van ons sal 'n aanpassing hê tot die nasionale minimumloon, dis iets wat elke jaar gebeur. Daar's ook nog verdere debatte oor die gelyke indiensneming teikens wat hierdie jaar afgekondig het, maar dis 'n 5 jaar tydperk en ons wil as hofsaake daaroor. So nee, daar's 'n klomp goed beslis om ons oog op te hou, maar die een ding wat my positief maak in hierdie verband is ons het met die regering van nasionale eenheid wat ons nou het, sien ons dat vir die eerste keer is die konsultasieproses nie 'n rubber stamp nie. Met ander woorde, ons het al gesien dat daar beleidsvoorstelle gekom het van hulle hierdie privaat sektor of arbeid of jy weet enige partye nie meer saamgestem nie en van hulle is heroorweeg en teruggetrek. En so vir die eerste keer dink ek ons demokratiese sisteme werk op 'n manier wat dit hoort waar almal se punte jy weet regtig in ag geneem word. So dit is eintlik vir jy weet vir die van ons wat werk met wetgewing 'n redelike opwindende tyd. Baie. Theo, baie dankie vir die tyd en dankie dat julle ons uitgenooi het na julle media dag toe. Dis Theo Boshoff, hy is die hoofuitvoerende direkteur van Agabus.